Hallo? Ekskuus ek pla jou weer. Nee, jy pla glad nie. Sê van my Sam, wie gaan jy daar na aan die ander kant toe? En dalk Andries Malan gaan seker saam met my gaan. Hy's gewoonlik saam met my. We gaan hy saam met jou. Ja. Maar julle gaan C-Max toe, nee. Ja, sien hom in die tronk. Hy's ons nog in die tronk. Ja, dan sê jy gaan Pretoria toe. Ja, ons gaan Pretoria toe gaan. Ja. Om te hoor wat okay. Waarmee kan hy ons dalk help. Dalk het hy een of ander way hoe ons inligting meer kan kry oor hy kinders. Hou vas my ma, sy gaan met jouself praat. Alright. Hallo Annetjie. Hi Louise, gaan dit vanoggend? Jong, ek is baie gehuil. Leon kom nie. Is Leon 'n slegte man? Ja. Hoekom het hy gesê hy werk vir staat? Ek dink hy doen net werk vir die staat. Hy werk nie, hy's nie in hulle diens nie. Hy doen privaat werk vir hulle, dink ek. Ja, maar hoekom het hy vir my gelieg? Hy sê hy soek kinders. En nou hierdie kinders hierso gaan van 'n kop af en Jean het van sy kop af gegaan. En waar's al daai foto's wat ek gestuur het op Facebook toe julle my moes kom help? Ja. Hoekom hulle nie sit foto's op Facebook nie? Watter foto's? Sal moet jy die foto's van my stuur dat ek van 'n kamera, van die kamer. Ek was in die kamer. Ek sit 'n pamflet, dan kom in my kamer en dan was baie polismanne daar gewees. Hulle was bang. Okay, maar waar is daai foto's nou? Wie het daai foto's, Louise? Alta, ek het oral gestuur dan 'n Natalie website op 'n hele Facebook. Ek is 'n liegbek en hulle vloek my sê ek is hond. Wie sê dit? Is sy huisgenoot. Alta sê sy gaan 'n Lee Larme bel. Dan 'n Lee Larme bel vriendin Mariska. Dan Mariska kom. Dan hulle sê ek is hond. Dan steek hulle my met mes. Oh my fuck. Ja, en dan maar die was 'n leiwag was by my. Ek word toe nou kwaad. Wat gaan aan? Hallo. Wat gaan ja, ek is hier. Maar Orisa, maar Louise, dan het jy die goed vir verkeerde mense gegee. Dan moet jy Ek weet nie, altyd het my gebel. 2 weke hulle het my daar laat lê sonder kos en goed. My kinders geloop in bedel vir kos buitekant, voete stikkend en dan los my kamer, ek klim in kas kry weg. Dan kom en sê Rekkies, jy slap nie. En dan Leonie kom, ek sien net hoed en 'n baard, ek weet nie, hy sê, vat my oor Londen toe, papier. Dan kom hier so nou en dreig my seks stel sy kinders en vrou gevaar, ek nie dit doen nie. Wat sê Leon, wat doen jy? Hy sê ek praat met ander mense op Facebook, ek stel sy lewe en die vrou aan gevaar. Hy's mal man. Maar waar is daai Louise? Waar is daai foto's? Alta moet jy hom gee. Alta was saam met Leon in die kamer. Maar Leon het al daai foto's gevat. Nee, ek Alta gestuur op haar foon. Ek het papier van Alta hierso met 'n cold cases wat sy geteken het met Leon. Ek gesteel. Leon het nie. Maar kan jy daai goed nie vir my stuur nie? Ek sal probeer as jy aankom. Ek kan nie op komputer nie. Ek sukkel. Ja, maar dan moet jy sorg dat ek dit kry. As ek dit kan kry, dan kan ek daarmee 'n plan maak. Verstaan jy? Hulle sal doodmaak. Maar sê vir Johan, hy moet die goed vir my stuur. Ek moet hy goed hê. Want Billy kan ons help. Hulle regtig Lee in die Kreersdorp, dan sy kom gooi my met olie. Dan kom Mariska, dan Johan Eybers kom daarso. Hulle sê ek moet gaan begrafplaas toe na my kind se graf. Ek sê nee, ek kan nie loop nie. Dan stuur my SMS en soek nie van Royen soek. Storie nie, hulle soek te koksin. Stuur vir my daai foto's. Stuur vir my daai foto's en papier. Ek moet dit hê, Louise. Wag, jy hier. Ja, gee reg goed vir my. Billy gaan ons help. Hallo. Hoor hierso. Hallo. Daai foto's en papier of dokument wat sy praat wat sy geteken het, né? Ja. Julle moet sorg dat ek dit kry want ons en Billy hulle gaan groot, verstaan jy?
Dan kan bil julle gaan kyk, ons het Leon het vir my ma en vir haar albei vorm gaan laat teken dat hy is die ondersoekbeampte in die saak. Ja. En is die ondersoekbeampte in die saak en dat hy hulle sake sal ondersoek. Dis die dokumente wat hy geteken het van Kyle Cases. Maar het jy nog so 'n dokument? Sy het 'n dokument en sy het altyd het my ma se ook, want altyd die dag in die kamer daar waar ons gesit het waar Leon ons die eerste keer by die gastehuis ingeroep het, toe sy onder gekom het. Sy het dit altyd se papier daar gelê. Dit sê sy vir Johan te vra, hy vir Johan moet hom vir haar gaan scan om al die dokumente goeders op dinge sê, hy het nie los so baie los papiere nie. Ja. En toe dat papiere toe tussen ons goed beland en ons sit met haar oorspronklike papier wat sy met hom geteken het ook hier by ons. Okay, kan ek jou guns vra? As ek môre weer vir jou geld inbetaal, né? Kan jy met al daai goed na Postnet toe stap? Dan gaan e-mail jy dit alles vir my. Alright. Laat ek al daai goed het. Want dit en toe hy so kom ook toe die ander kant, want toe aan die ander kant is met dit altaar, toe my ma vir die ouens van die poster wat ons in die venster gehad het van sy staan vir women and children abuse, toe was Nadiba se leiwag, sy persoonlike leiwag. Ja. Hy's werk by Florida se polisiestasie nou nadat Nadiba dood is. Toe het hy gesê hy skaal af, hy het nog vir Winnie Mandela opgepas nog van tye as daar probleme is, het dalk nog opgepas, maar hy het teruggaan na die uniform tak. Want hy is moeg vir al hierdie stories onthou nie. Ja, hy is op Facebook. As jy Facebook gaan ken sy goed op Facebook. Maar wat is sy naam? Kry. Van Heerden, wat is sy naam? Sean van Heerden. Kyk op Facebook as jy Sean van Heerden. As jy draai sy foto's en goed te maak, sy hom persoonlik saam met Madiba en al die mense sy hom op Facebook. Dit was sy persoonlike bodywag. Okay. En toe die probleem gehad het by die hotel. Toe ek by die polisiestasie kom, toe kom Sean van Heerden op na die hotel toe. Ja. Kom lewer hy 'n ding is daar by die hotel af namens my, want die ou se krag het kort, toe blaas ons televisiestel. Ja. Toe gaan maak ek 'n saak teen die eienaar van die hotel. Ja. Toe kom Sean daar om die dokument aan hom te oorhandig. Toe weier die ou van die hotel en begin teken. Toe teken Sean dit. Toe sê hierdie man weet nie met wie hy nou te doen in hierdie hotel nie. Ja. Toe kom hy op na die kamer toe kom praat hy met my ma, toe skud hy my ma se hand. Sê my ma, weet jy wie is ek? Toe sê my ma vir hom, ek moet nog meer weet wie hy is. Hy sê gaan kyk op Facebook dan jy presies sien wie is hy en met wie het jy hier te doen. Toe sê daai ou Sunny moet hom strein vir hom sê hy was nie daar nie en hy het nie 'n papier ontvang van hom nie. Okay. Alright. So Sean van Heerden was daar. Toe kom Mariska daar aan van huisgenoot. Ja. Toe kom praat sy met my ma ontvou. Ja. Toe sê sy vir my ma gesê sy soek die foto's en goeders van alles. Sy sê my ma vra sy het foto's, maar hoekom moet sy foto's aan hulle as bewyse gee dat sy saam met De Kok was of whatever? Ja. Plaaslik ding is as De Kok dan iets te sê het, dan kan hy haar om ons dagvaar. Want hy weet hy kan haar nie dagvaar nie, want hy weet wat die waarheid is. Yes. Toe kom Johan Eybers van Rapport daar. Hy met sy kamera ouens daar aangestorm en alles. Toe hy kom foto's neem van my ma en hy het 'n ondermiddag. Toe sê my ma reguit, luister hierso mevrou, ons stel nie belang in die Gert van Rooyen storie nie. Dis ou vrot nuus van 30 jaar terug en daai is volgens hulle is daai dok het al 30 jaar teruggesluit. Die mense stel nie meer in daai kak belang nie. Ons wil die Kok storie hê. Toe sê hy vir my ma, mevrou, waar het jy foto's van waar jy en De Kok jong was saam by mekaar? Sy ma, ja, kyk. Maar ek het dit weggesteek. Ek het gebeur, hoekom moet ek dit vir julle gee? Plaas die stories en doen wat julle dan wil doen. Ek vertel julle mos wat die waarheid is. Ja. As De Kok dan vir julle wil dagvaar, dan kom De Kok na my toe en dan sê ek dit voor julle De Kok sal, want hy sal julle die dag van tyd weet dit wat die waarheid is. Sê vir my ma, vertel my ma vir hulle van die baba wat geaborteer is en alles. Toe wil hy hê my ma moet in die kar saam met hom klim in Westpark begrafplaas toe ry, dat my ma foto kan gaan vat by die graf van haar kind se abortus. Ja. Sê my ma van sorry, ek kan dit nie doen nie. Hoe kan julle dit met ek kan nie loop nie. Ja. Ek kan nie loop nie. Toe sê vir my ma, hy sal die goed op eise want hy kan nie daai kans vat nie want my ma wil nie vir hulle die foto's en goedes gee waar hulle twee by mekaar was nie. Ja. My fok.
Ja. So al daai mense was in die kamer, hulle almal weet, en toe daai Natalie Webb daaronder by die hotel was, toe kom sy daar, sy was nie eens op na die kamer toe gewees toe hulle haar sien, so al wat sy op Facebook gaan sit is, ja, daar bestaan nie sulke mense nie, dit is 'n klomp kak, daar is nie sulke, intussen staan ons in die hotel. Hoe kan Sean van Heerden en Mariska en die vrou van Roodepoort Rekord, die redakteur van Roodepoort Rekord, sy was by my ma in die kamer gewees. Sy dan vir ons sakke klere daar kom bring en gesê, hoorie so, voor die nuis na het daai vrou gestaan so kon gesê, hoorie, hier's 'n paar sakke klere, kyk of jy so iets is wat vir julle gaan pas. Die goed wat nie pas nie, asseblief, laat dit terugkom na ons toe. Ja. Hoe wat al daai mense dan daar, as ons dan nie in die hotel was nie? Ja. Die ouens van die Valke en alle ouens was by my ma in die kamer gewees. Okay, jy sê my moet van daai dokumente gee, dat ek dit vir Billy kan gee, want Billy en ons en Karel min op werk saam, verstaan jy? Hy is een wat al daai goed gooi en daai goed werk. Hy werk gaan tot Kokkerd oor see met hierdie goed, hoor. Ja, want ons het al die foto's, my ma, daai het dus die probleem, toe my die mense nou goed het, al daai foto's het ons vir Alta gestuur, altyd, hy goed het ons op Facebook vir haar deurgestuur na haar persoonlike foon toe. Okay, maar ek soek al wat daar gebeur het. Sean, ek dink, dinge sê dit weer by haar gevat. Leon, hoor. Ek dink Leon het dit by haar gevat, want sy het gehuil. Sy het vir ons gesweer, sy het niks. So jy moet asseblief laat ek daai goed kry. Jy sal moet, dat môre sal die beste maar wees, dat jy moet gaan Postnet toe, en dit van daar vanaf doen, dink ek. Het gaan die veiligste. Ja, want tot ons was persoonlik. Hulle dinge is by ons in die hotel gekom het. Toe ons in Parys daai tyd was, toe ons die boek gekoop het van die Van Rooyen se daai van die Westhuizen vroumens. Ja, Amor. Ja. Amor se dogter, ja. Toe ons Amor se boek gekoop het, toe het ons al reeds die hele storie geweet. Toe my ma nou al vir die afgelope hoeveel jaar vir ons die storie vertel. Ek het by die boekwinkel ingestap, ek het die boek gaan koop by die vrou. Ons het die boek die eerste bladsy opgemaak, toe begin die storie met Alberton. Toe sê my ma, wat klik julle gesê? Ek weier om die boek te lees. Toe vat ons die nommer voor binne in die boek in. Toe vat ek daai boek was nie 5 minute by ons gewees nie. Toe stap ek terug na die boekwinkel toe gee vir hulle die boek terug. Sê, hoorie so, iemand het al reeds my ma die boek gekoop. Toe refund hulle my die geld. Toe ons die uitgewers bel, toe sê hulle vir ons, maar hoorie so, julle moet hierdie nommer bel, hierdie vrou kan julle help, want sy is in beheer van die Van Rooyen saak. Dis so ons by Alet uitgekom het. Dis toe Alet daarvoor, van Fokus. Toe kom Alet na die kamer toe maak sy met my ma afspraak. Toe stuur hulle vir ons vir Annelie, sê my Alet van my ma sê, gaan iemand sien toe stuur? Ja. Toe kom Alet eers. Alet het eers toe 'n onderhoud met my ma kom haal in Parys. Ja. Net daarna toe pot sy weg. Sy sê vir my ma, sy gaan vir my ma iemand stuur wat haar kan help. Ja. En dan kom vrou saam wat boeke skrywe. Ja. Wat my ma kan help. Toe hulle die dag daar in Parys arriveer, toe kom Anne-Marie Jansen. Ja. Sy is die skrywer van Eugene de Kock se boek. Ja, die eerste boek van Eugene de Kock. Ja. Het jy daai boek? Ja, ek koop sulke goed, ja. Okay, nou toe kom Anne-Marie daar aan, toe kom Janie Hanne kom daar aan, sy die ou van C10, wat direk saam met, hy was C1 gewees, toe verander hulle het ons daai tyd, toe verander dit ook het ons na C10 toe. Ja. Right? Toe kom hy saam met Anne-Marie daar aangestap. Ja. Toe sê my ma vir hom, toe by die kamer instap, toe sê my ma vir hom, ek ken jou. Toe stel hy hom voor as Janie Hanne kom, toe sê my ma vir hom, was jy nie op vlakplaas gewees nie? Toe kon hy my ma nie antwoord, toe bly doodstil. Ja. Toe het my ma die onderhoud gehad met, toe vat Anne-Marie nog haar foon, toe bel sy vir Eugene uit die kamer, sy sê vir Eugene, toe sê ons is hier so nou net by Louise in die kamer. Ja. Toe praat hulle met my ma daar. Toe verduidelik sy, toe praat my ma met hom op die telefoon, toe gee sy die telefoon vir my ma, toe praat my ma persoonlik met Eugene op die telefoon. Ja. Toe sê Victorie, hy het iets wat van 'n senuweeprobleem en hy kan nie daar wees nie en hy wens hy kon daar gewees het om met haar persoonlik self te praat. Ja. Na die onderhoud wat hulle daar gehad het, toe kom Janie van buitekant af nadat hy met Eugene gepraat het. Toe kom hy met 'n rol note daar gehardloop by die kar uit. Toe sê my ma, kan ek vir jou geld gee? Sê my ma, sy weier om geld, sy soek nie julle omkoop geld nie. Ja. Toe vat sy R1000 toe gooi hy dit daar op die kas neer. Toe sê vir my ma, toe my ma geteken, toe my ma dit vir die ou tannies daar agter vir die kerk gegee. Ja. Toe sê sy vat dit vir die ou tannies, gebruik hulle dit vir die ou tannies daar so vir hulle donasies vir die kerke vir die begrafnisse en goed. Ja. Toe reël Anne-Marie met my ma
Ja. Dat ons moet asseblief, hulle sal vir ons petrolgeld gee, ons moet van Parys af deurkom, toe gaan leen ek nog 'n rolstoel by hospice daar by Kansel of whatever. Ja. Toe ry ons deur Pretoria, toe gaan ontmoet ek en Johan en my ma, toe ry ons na 'n plek daar in Pretoria, toe gaan ontmoet ons in Montana, toe kom ons by die woonstapblok ingery, toe kom Jannie aangery. Ja. Net daarna toe kom Anne-Marie met Eugene by die hekke agter ons ingestop hulle daarso. Ja. Toe ek my ma gaan sien in Pretoria, toe gaan sit toe staan die tuin te praat, my ma alleen met hulle daar binnekant. Toe sit hy daar en huil. Ja. Toe sê Anne-Marie, toe is nog uit die kar uit klim, toe sê sy vir my, want my ma het nog in die rolstoel ingeklim, en ons daar gehelp, toe sê Anne-Marie, Eugene sien sy's nog net so mooi vrou soos altyd. In 'n rolstoel. Ja. Weet jy wat, Leon, jy gaan nou dink ek is mal, né? Maar jy weet hoe goed is Lionel met hack. Nou, jy weet dit. Lionel, om 'n foon te hack, nou. Ja. Die veiligste gaan wees, né? Jy gaan vir my sê, Annetjie, ek stap nou oor Londen na Postnet toe, né? Dan stuur jy dit Postnet. Verstaan jy? My vriendin werk hier daar by die Postnet in Groblersdal. As ek by my voordeur uitstap by Spar, as ek by Postnet, is reg langs aan, né? Is beter jy stuur dit Postnet, dat ek dit kry wat dit op my e-mail is en Leon kan dit dalk hack. Ja. Dink jy nie dit gaan veiliger wees nie? Wat ons kan maak, Johan, ons gaan net kyk waar's al die goedes en die foto's van die hotel. Ons het die foto's van die hotel. Ja. En wat Leon ook vir ons vertel het is, die bussie van SAIK, hy het vir die polisiestasie gewerk in Kempton Park. Hy was 'n polisieman daar. Ja. En die bussie met die van Rooyen se kinders, daai groen kombi. Toe sê sy baas vir hom, hy moet so 'n bussie kry, want daai aand moet die eerste kinders wat weggeraak het met die groen bussie, moet hulle die bussie hê op die nuus. Die storie gebreek het op SABC met die nuus. Ja. Toe sê Leon, toe vaar hy daar in Kempton Park se strate en toe kry hy so 'n bussie staan langs die pad. By Loos, voor Loos staan presies dieselfde kombi as wat Gert van Rooyen hulle gery het daai tyd. Ja. Hy sê toe double park hy daar so en hy stop en hy wag vir daai ou. Toe vat hy daai selfde bus en hy ry saam met daai ou tot by die SAIK. En sy ma het blykbaar daai tyd het Gert van Rooyen daar gekom met 'n dogtertjie of kinders wat sy blykbaar hulle gehaat het wat sy moes na gekyk het of whatever. So sy maale was ook involved geweest met die storie met die Gert van Rooyen. Ja. En dit is waarvoor hy bang is, dat sy ma se name goed genoem gaan word. So die bussie wat hulle toe die aand met die SAIK gebruik het met die uitsending oor die groen kombi, was 'n kombi wat hy in Kempton Park voorloos van 'n ander ou gebruik het, wat hulle dit op die nuus toe kon net 'n groen kombi gehad het. Ja. Fucking skelm bliksem. Nee, en hy en Nick Boucher het mekaar afgepers. Hy ons in Florida gaan haal het by die hotel. Ja. Toe kom Alta en die ouetjie ry toe met die kombi en hulle bring ons toe deur hiernatoe, toe ry ons vooruit. Toe bly my ma was so siek nie, dat sy 'n emmer water langs die pad gesit en opgooi agter in daai kombi wat sy daar gelê het nie. Ja. En sy was so siek geweest dat sy kon niks binnekant hou nie van die hoofpyn en goeters van die dehydration en goed. Ja. Toe bly Leon hulle daar agter. Ja. Toe gaan hy terug Florida toe hy 'n afspraak gehad met Odette se maale. Ja. Toe gaan sien hy Odette se maale daar in Florida. Ja. Toe vertel ons was net uit Parys uit deur Bloemfontein. Toe sê Alton, toe sê daar's nou net op Facebook 'n doodsertifikaat vir ons 3 groot mense is vermoor, 1 vrou en 2 mans. Ja. Toe hulle 'n vals doodsertifikaat op Facebook gaan sit van ons. Wie dit gedoen? Ons weet nie, dit moet jy vir Alta vra. Want Alta het in die bussie vir ons gesê, ja, hulle sopas het hulle vir ons laat weet dat daar's nou 'n doodsertifikaat uitgereik in Roodepoort area vir 'n vrou en 2 mans wat vermoor is. My fuck. Dit is die dinge waarmee ons sit. Maar julle het dit nooit gesien nie. Ons het dit nooit gesien nie. Sy het vir ons gesê dit is sy het vir ons dit in die bussie het sy vir ons gesê. Maar hoekom sê jy hy nou dit se male pers mekaar af?
Want Oudit se maale het ken vir Leon Nel persoonlik. Ja. En hy het sy het hom aangestel as die ondersoekbeampte om vir Oudit, dis wat hy gesê het. Ja, dit weet ons ook. Maar niks gebeur nie. Maar niks gebeur nie. Hy het hulle persoonlik in Florida gaan ontmoet. Ja, toe loop hy en Lee vas. Hy en Lee loop toe mekaar vas. Ja, toe loop hy en Lee in mekaar vas daar, toe hy en Lee blykbaar aan mekaar. Ja, hy en Lee, dit weet ek ook, ja. Nee, ek is op sy keus, moenie worry nie, ons bly net so onder die, dis kom jy sal sien, jy sal dink ons doen niks nie, maar ons versprei nie goed oor Facebook nie, verstaan jy kan dit nie doen nie, ons doen dit Ja, jy kan nie van die social media, jy kan dit nie versprei nie. Ja, buiten dit, sê nou bijvoorbeeld, ek soek vir jou, ek kan mos nie my eie goed weggee om op Facebook te gooi nie. Dis reg, ja. Maar ons werk baie nou met Billy saam, Billy en nog wat Jy weet, Annetjie, ons was persoonlik met foto's die kar nog gehad het. Ja? Ons was in Pretoria. Toe het ons na die Valke se kantoor toe gery. Toe ons daar met die Valke persoonlik gaan praat. Ons was by hulle in hulle kantore in Pretoria Wes gewees. Het ons met hulle gaan praat. Toe stuur hulle ons na die openbare beskermingskantore toe. Ja? Hulle is mos langs mekaar. Ja? Toe ry ons daarin met ons voertuig. Tot my ma daar 'n prokureur wat daar by hulle werk, 'n Smit ou, as ek kan reg onthou, dink ek is hy van. Ja? Toe het my ma met hom gepraat oor die van Rooyens en oor die kok en die goed. Toe sê hy ook vir my ma, mevrou, dis ou vrot nuus, ons stel nie eens belang nie. Niemand kyk eers na daai goed nie, want daai docket is jare terug al toegesluit. Dit is gesluit en niemand stel belang in daai goed nie. My ma het vir hulle gaan hulp vra alles, niemand wou ons daai tyd gehelp het nie. Ons was by die polisiestasies oralstes, van Florida af oralstes, en Facebook en al daai ouens. Ja, maar nou is jy eers by die regte mense, verstaan jy? Nou werk ons met Billy hulle saam, wat ook ou polisieman, met die polisiemanne wat reg was, werk saam, verstaan jy? Hulle wil die goed uitbring, die hele storie, verstaan jy? Ja. Dis hoekom ek daar onderhoud met Ferdi het, om te kyk of Ferdi nie vir my iets sal vertel wat ons nog nader aan die waarheid kan bring nie. Verstaan jy? Al ons weet alles van Ferdi af, maar ons gaan net kyk, daar kan ons iets uit hom uitkry. Verstaan jy? Dis maar my ma se Eugene daai het ontmoet, hy was maar 'n konstabel gewees in haar kinderjare. Sy was nog op skool toe sy die man ontmoet het. Ja. Toe was hy Braam, sy regte naam was Brahma. Ja. Sy ken die hele stories van alles. Sy weet van al daai dinge. Ja. Okay, nee, weet jy wat, Leon? Ja, die beste is as jy vir my daai dokumentasie kan alles bymekaar kry, né? En dan sê jy my kan sê ook Annetjie, ek stap na Postnet toe, dan sal ek daai vrou my kontak, né? Dan as jy dit onmiddellik stuur dat ek dit kry, nou weet ek daar is nie 'n trace van daai goed nie, verstaan jy? Ja. Ek sal net kyk dat Johannes my kyk waar's die foto's en goedes van die hotel. Ja. Hierdie foto's iewers is dat die foto's van die hotel. En die twee briewe wat Alta hulle geteken het. En dan die twee briewe van Alta en my ma wat sy geteken het. Ja. Dan sê dit hierso. Dan kan ek dit vir jou, as jy sê moet dit post nie te post nie, sodat hulle dit nie kan hack nie. Nee, bo, dan sal geen spoor nie dat iewers kan hack nie, ja. Dan is daar geen spoor nie, verstaan jy? Ja. Ja, skop hom dood, sê ma moet hom doodskop of ek hom doodskop. Sê vir hom dan. Maar sy kom skop hom dood. Ja, ek sal hom. Dan voor jou ma kan sê. Jy weet dit slapplaas is net geleer. Slap mense en slap is dood. Ek slap hom dood. Ja nee, hy's 'n vark. Leon, asseblief, daai goed is vir my baie belangrik. As ek dit kan kry, sodra ek dit in my hande het, kan ek dan kan ek op my goed aangaan. En dis sorg dat Billy en Callie dit kry. Verstaan jy? Dan kan ons vorder met dit. Verstaan jy? Ons weet Lionel het sy eie ma raak gewerk. Verstaan jy wat ek bedoel met sy ma raak gewerk? Jy weet dat sy ma was net so fucking skelm. Ja, en nou die hele storie is mens met hierdie plekkies, hy vertel vir ons daar's nuwe eienaare. Sy ma en haar nuwe man en dan sy broer het die vorige omtrent so 2 weke terug. Ja. Toe arriveer hulle een Sondagmiddag of een Sondagoggend hierso. Ja. Want hy sou hiernatoe gekom het, toe vra vir my met asseblief net ek wil die hek net vir hom oopmaak. Hy gaan moet met die kombi inry want sy ma sukkel om te loop. Dis die eerste woord wat ons te hoor, sy ma kom hiernatoe. Ja. Toe hulle intrek, toe sy ma en die nuwe man en sy broer, want sy bly in Bursley in Kempton Park. Ja, sy ma.
Sy ma, ja. Ja. Sy is 'n lelike vrou. Maar in elk geval, toe stop hulle hierso, toe klim Gert, sy broer van oorsee af hierso uit die kombi uit. Toe hy blykbaar die Vrydag aand geland of die Saterdag aand geland. Toe die Sondag toe kom hulle aan. So hy's baie jonger as wat Leon is. So snotkop light. Ek dink hy's nog jonger as wat ek is. Ja. Maar intussen toe kom hulle aan. Toe vra hy vir my ma, ja, waar's my ma? Sy my ma lê in die kamer. So jy weet sy kan sy lê mos op haar matras die hele dag. Sy kan nie loop nie. Ja. Toe vra hy of ons sal omgee. Hy wil net sy ma asseblief die plek wys. Toe sê ek glo nie gaan 'n probleem wees nie. Toe kom sy en toe kyk sy na die plek en hulle toe langs na die mense langsaan toe gegaan en sy's daar deur die huis geloop en hulle kon nie by die agterste plekke ingaan nie want die mense was nie daar gewees nie. Ja. Hulle was nie lank nie, spring hulle in die kombi toe ry hulle. Ja. Nou wil Leon kom in die storie agterna toe uit. Ja. Toe stuur hy sy boer om die mense hier langsaan kennis te gee. Ja. Toe kom hy met die storie uit, sy ma wil die huis koop. Ja. Want die hele plek is in 'n trust. Hulle almal is deel van die trust. En jy kan nie 'n huis uit 'n trust uitkoop nie behalwe as jy die trust ontbind. Dan moet al die ouens wat op die trust is moet uitbetaal word. Ja. Verstaan jy wat ek vir jou sê? Ja. Maar sy is ook deel van die trust. Dit is haar eiendom want sy en haar man het hier gebly destyds. Ja. Dit was haar en haar man se plek. Toe erf die kinders en goed is die huis uit die trust in die trust. Ja. So nou kom hy met die verskoning, daar's nuwe eienaars, sy ma gaan die plek koop. Ja. En dis hoekom al die mense en goedes moet en omdat my ma nou met die mense op Facebook en goed kontak maak, sal die mense hier oor sy mure kom foto's en goed neem en sy ma en sy familie en goed se lewens kom in gevaar stel hierso. Ja. Want dan kan hy almal op Facebook sit, ja hier bly Leonel en sy hy se petrofiel en sy ma se lewe en goedes sy het dit en dit gedoen en dit is hier waar hy bly. Dis hoekom hulle ons almal hier wil uit hê. Maar sy ma seker kon kyk of sy ma nie jou ma herken nie, want jou ma het haar mos herken. Jou ma weet mos wie sy. Ja, my ma weet wie sy. Ja, sy het seker kon kyk hoe lyk jou ma, dis seker wat die storie is. Ja. So dis die storie en toe kom sy broer toe hierdie mense moet uit die einde van die maand hier langsaan hulle te nou kry ons nou almal die nou dis al die plekke hierso, al die plekke hier. Ja. Met wie is sy ma nou getroud of weet jy nie Leon? Wat is haar van? Ons weet nie, ons weet nie wie is sy, wat is haar van of met wie sy getroud of whatever nie. Maar wat is die adres daar? Dan kan ons die adres trys om te kyk wat of wie se naam is die plek. Die plek is op sy broers op hom, sy ander 3 broers se name. Dit is op al 4 die broers, hulle is 4 broers. Dit is al die hele eiendom is op hulle 4, hulle is deel van die trust. Nou wil hy sy ma eintlik daar laat bly. Ja, sy een broer is oor see. Ja. En dan die ander een is blykbaar 'n kolonel, Rian Nel, hy is blykbaar 'n volbloed kolonel soos ons verstaan, hier aan die ander kant in Port Elizabeth. Ja. En dan het hy 'n broer wat in dinges bly daar aan die ander kant naby Alta en Graafrenet. Hy bly blykbaar daar in Graafrenet is Jacques. Die ander broer Jacques bly in Graafrenet se area, daar naby Alta. Jacques, wat doen hy of weet jy nie? Ek weet nie wat doen hy, soos ons verstaan as hy Leon vertel vir ons almal hulle is 'n legte klomp rubbish en hulle is rook dagga en sulke tipe goeders. Sy boetie Jacques. Ja. Sy boetie Jacques is amper so sy dogter. Ja. Ja. Maar sy dogter, ons het Leon se dogter ken ons. Sy baie, jy weet sy oor alles het sy gekom. Sy's 'n baie nice mens, maar Leon manipuleer haar verskriklik baie. Wow. Sy mag nie trou nie, mens sy word nou 30, is nou verloof blykbaar aan 'n ou en sy mag nie met die ou trou nie want Leon moet besluite neem want die ou hy like nie die ou nie en hy's nie 'n Christen nie en hoe kan sy met so 'n ou trou wat nie 'n Christen is nie en sulke tipe goed. Ja. Het julle al besluit waarheen gaan julle as julle daar moet uitgaan, Leon? Ek weet nie Annetjie, ons het nog nie gepraat daaroor nie. Net 'n bietjie hier's my maar. Annetjie oor die wat toe gaan ons. Annetjie. Ja. Leon het my gesê, eendag is so in kamer, mevrou, want ek nie hom getyp. Hy sê mevrou, my dogter is 'n eerste man, nê. Ja. Met 'n motorfiets gery en dan hy het gereël met iemand van ANC. Hy ry in 'n bussie vas, hy's dood op 'n ongeluk. Ja. En Chantel is 'n man. Ja. Leon het nie van hom gehou.
sê hy dood in 'n busie het hom omgery op 'n motorfiets. Ja. En hy het al drugs gegee. Ja, hy het nie van hom Nou- gehou nie, ja. Ja, en dan sê my van 'n huisgenoot storie, dan kom ek agter hierdie man is 'n mal man. Hy sê my ek loop in donker. Maar vrou, jy loop in die donkerte. Ek sê ek ken God, ek het groot geword op Asselkop. Ek het skool in die kerk gegaan. Ek het gebid. En God het my gehou van baie mense wat my wil doodmaak, nie net een nie. Ja, hy het jou Ek beskerm, luister ja. mense sakke op vlakplaas. Jy sit mense in 'n slat om dood in 'n sak. Ja. Nee man, Wat is dat? Leon se gat. Wat mense dink ek soek geld. Nee, my kinders, nou dogtertjie hier so agter is ook ou tannie skop uit en 'n dogtertjie, hey kyk dogtertjie heeldag so. Nee, hy's mal. Leon is siek. Hy's van die Satan man, hy's 'n Satan. Nou as ek wil 'n polisiestasie toe gaan of sê hy's 'n koerant volg Leon, dan 'n Leon raak mal. Hy sê ons roep koerante, ek wil nie 'n koerant wees nie. Ek kry skam want mense gaan sê ek is 'n slet. Ja. Want ek kan wat het ek gesoek op hy vra my wat soek ek in 'n bordeel. 'n Polisieman het my gevat. Van Sanap, hy vat my hof toe, vat 'n nollie vonnis op my, sê ek kan nie ingaan by bordeel. Daai ouens dis hulle my ken, Andrew Phillips. Dan vat my in saam. Ek gaan saam met Toy speel. Ek speel heeldag in 'n bloody bordeel. Ek speel pinball man. Ja. Saam met 'n polisiemanne. Dan sien ek 2 meisies daar. Dan Here, nee, ek het mense gesien doodgaan. Ek gaan my doodmaak. Ek worry nie, maar wat van my 2 seuns en my dogter? Ja. Ek nog 'n dogter is die kokse kind. Ek Waar sien nou is nie haar hulle het dogter? my afgekry. Hy sê iewers in 'n Kaap. Is hy in die Kaap? Ja, iewers in 'n Kaap. Ek weet nie waar nie. Sy weet nie, sy vloek my, sy gaan op my grafkak, want ek moet al sê was haar regte pa, ek kan nie al sê haar pa was in tronk of army of goed nie. Maar wat was haar naam gewees, Louise? Wat is haar naam? Sy Sally. Sally, wat? Ja, sy lyk net soos sy Jean, ek sal foto's stuur. Wat is haar naam, Sally? Ja. En die ander kind wat jy afgeteken het jy haar nog nooit weer gekry nie? Sy het my windhoek gevat. Waar is sy? My windhoek, dis 'n seentjie. Is sy in Windhoek? Is dit 'n seentjie? Ah? Ja. En hy is in Windhoek. So jy het Williams, jy weet Williams, nee? Williams. Ja, Williams, ek kom in met bordeel en staan, sit hom in die en praat, ek sê, wat is 'n fout? Hy sê, Andrew, jy wil hom doodmaak, dan maak hom dood en dan moet jy dink. Hara. Krijg Williams. So bly jou kind in Windhoek dan, jou seun? Ek weet nie waar sy nie. Maar jy weet nie waar sy nie, met enig kom dat ek jou help en soek kom vir jou. Ander kinders wat ek het, die kinders wat ek so oor jare kry kinders, ek kan nie op briewe wys, ek vat van pad af, God gee my kinders, ek maak groot, en dan nou is die stiefkinders. Ja, nee, ek hoor wat jy sê, ek hoor mooi En wat... nou hulle kyk in my. Ja, maar van jou eie kinders het jy 'n dogter en 'n seun, né? Ja, en die enetjie ek het gaan begrawe as ek 15 is in die Wespark met my hande, dan sê op Facebook, ek moet saam met die swarte gaan slaap in die kassie. Ag, kak man, kak. Ja, ek het het goed. Hoor jy, Louise? Maar sê man, die was se terrorist, ek weet nie, maar die was die kinders gesond gestig, dan ek sê, nee, ek gaan uit hierso, dan hulle vloek my, die sê, vloek my op 'n marine, plan my gestuur, ek moet gaan link oor 'n marine, as ek gaan praat onder Jolo, en hulle sê, die stupid is nie van skerp op dit nie, ek kan nie hulle sê, luister, ek ken die kok, ja. Kom julle, die kok geld gee, het R1 miljoen gekry by staat. Baie geld gekry, ja.
Nou, Baie. ek weet, hulle my gesê, hy maak 'n betaal 'n ander dogtertjie wat sy pa doodgeskiet het, geld, nee. Ek weet nie wie sy is, 'n army goed, nee. Ja? Nou, ek vra net, wat van my nou, ek wil nie geld hê, nie, ek wil net rus. Ja. So jy sê daai dogter van jou bly in die Kaap, Louise? Ek laaste gehoor, sy daar, maar hulle haar ook geslaan. Waar bly daai kind, sê jy? Wie? Jou dogter, waar bly sy? Sy laat ek gehoor in Kaap. In die Ek het Kaap? lanklaas met haar gepraat. Mag nie met haar praat, hulle my gevat. Sy was baie klein, dan vat my hof toe, dreig my, sê ek moet afteken. Wow. Dan ek hulle in die hof, dan regter sê, julle pers die vrou af, dan ek sê, nee, hulle sê ek moet afteken. Maar wie het haar toe groot gemaak, Louise? Weet jy wie het haar groot gemaak? Ja, ek was getroud met 'n man, 'n bodybuilder. Ek geweet is nie sy kind. Dan vat hy my na Jamestown, ek vat hy my in 'n lijkhuis. Ja? Dan in die kok staan en praat met daai man. Ek weet nie wat gaan aan. Dan hy trou met my. Op my troufoto, ek sal jou stuur. Jy sal sien, jy staan op troue met 'n kappie. 'n hoedie. Hulle kyk my. Wow. Hoor eens, Louise, maar jy weet nie, toe jy jou kind afgeteken het, né? Wie is die mense wat die kind gevat en groot gemaak het nie? Ek was getroud met 'n ander man. Ja? Dan ek trou met hom. Dan hy goeie mens gewees. Ek weet wie sy, ek nie naam noem nie. Ja. Dan ek trou met Barry. Ja. Dan nog ek het Sally gesien. Dan Barry het hom amper doodgemaak. Ek sleep hom in kar, vat hom tot by Logval Hotel. Dan polisie kom vat vir Barry hospitaal toe. Sy skyn by sy mond uit. Dan ek het Barry dokters gehad, eerste vrou. Dan ek vat kinders op plaas. Dan Barry kom terug, hy's nie reg nie. Nou toe sê Barry, ek moet goed in 'n kar pak, ek moet hardloop na ouma toe, want hy is gevaarlik, hulle wil hom doodmaak. Dan ek gaan. Dan ek hardloop net, die hele dag ek hardloop. So, maar wie dan vir Sally gevat? Daai man met wie jy getroud was, hy vir Sally gevat? Sy oupa en ouma het haar groot gemaak, goeie mens, van in die kerk, die baie lief vir haar gewees. Ek het fotootjies van haar as sy klein was. Ja. En dan ek ook foto van trou, want sy getrou, sy lyk net soos die kok, sy het brille gedra, soos die kok. Ja. Maar jy weet nie met wie sy nou getroud nie, Louise? Nee, ek weet nie. En ek sal kyk, kan ek al vir jou opspoor en jou seun ook. Hy sal hom kry nie. Sal ek ook nie kry? Jy verstaan nie. Net los op bed met bloed. Ek moet self my kind uittrek uit my lyf. Shame, Louise. So, maar jy ry 10 keer rukkie groot gemaak of nie? Ek nie hom gesien nie. En is swak op mond, hulle het hom gevat. By Swartkopmund? En daar vir my henties en my woestijn lang pad ooit om Oruru, die gaan een pad. Dan gaan henties, die kry henties dan een Swartkopmund. Dan met hulle gee jou pil. Ek kan het nie sien nie. Okay, maar wie het jou soon toe gevat? Ek vat my van hier so orange, of een plek hier so, dan ou kom daar so met beenmank, ek moet gaan myn iets daar, so ek weet nie, ek net sê, ek wegkom van de kok, want dan de kok kom ook, en geen net, dan slap weer saam met my, was getrouwd, voor hy tronk toe. Toe was? Ja, voor hy tronk toe gegaan het? Ja, ek kom en dan ek voel snaaks, vat my arms, vat my in kamer, dan ek sien hom, dan
Nee, die kok sal sy dag kry, dis hoekom hy so sukkel, Louise, hoor, dis hoekom hy so sukkel. Kan niemand weet, maak is okay. Jy worry nie weer nie. Ja. Maar jy moet besluit waar gaan julle bly, Louise, dat Ek weet nie, ek het nie geld nie. Ek het niks. Ek het 'n skoene gehad van 4000. Ek was my eie kar, kredietkaarte goed. Hulle vat jou goed, skop jou been af. Ek het polisieverklaring gesê, niks doen in Parys, hulle skop my, en nou voet net hulle skop my jep af. Ag, Here tog. Hulle vat my hondjies, hulle vat alles. Ag, Here tog. Wie is die man wat jou gehelp het, wat 'n mankbeen het? Wie het jou gehelp? Wie is daai? Oh, hy sê, wat saam met 'n Martin de Brouwer gery het, ek dink dit was nog daai tyd 'n Heinz. Heinz ou. Ja, toe hulle hom nog gesoek het. Ek het baie gesien. Ek het baie gesien, julle wil nie verstaan nie, ek kan nie op Facebook van die goede praat nie. O, toe jy saam met die Heinz ou met die afbeen wat 'n afbeen het gery. Hy was prokureur en 'n groot ou ry met geel bakkies vir my vol. Ons gaan eers met 'n kombi verby voor geel. Ons gaan deur in die Namibië-grens. Dan ek hardloop weg, ek kom terug met 'n vliegtuig konkreet van die SAL. Dan weer terug in Namibië. Weer terug. O, Here, nee. Hoekom moes jy heeltyd Ek vlug. Ek weet wat hulle gaan doen. Ek vlug, ek kom terug en dan ek sit in 'n kamer op die Jan Smits. Ek kry weg en ek kry die vat nie terug. Wie vat jou toe terug, Louise? Daai mense. Wat is hulle naam? Hy sê lyk soos 'n Ralph Heinz. Ralph Heinz. Dan vat jy terug en dan vriende, ek gaan oral stelle te vriende. Max Biters, die slatte goos dood. Ja. En ek kreer dit op met 'n bottel bybraai, slat hom dood. Ek gaan hof toe en sê maak onskuldig. Jy verstaan nie. Hulle sal jou doodmaak. Maar het Ralph Leonie wil 'n boek skryf. Hy vat al my goed. Hy kyk my, ek is so moeg, ek gaan ijskoud hier, so ek gaan skok. Nou, hy hardloop weg, wat nou moet ek doen? Hoor jy vir Louise, maar het Ralph Heinz jou met weggevat in Suidwes toe? Ralph Heinz het 'n baie gesigte jong, dan is prokureur gewees, dan dit, dan dat, hotel en dit is ek het foto van dit hotel, is 'n ou hotel daar waar hulle 'n ander ou doodgeskiet het. Wat is sy naam? Hy begin met bloed in die goed daar. Skiet om 'n Engelbreg, 'n krappies en 'n bannetjies en goed. Ja. Almal van hulle skiet hom dood daarso. In 'n nag ek hardloop in 'n heelvrou saam met die polisie met 'n van. Gooi my met 'n polisie van met 'n blikkies prostituie. Kwaad word vir Rokkie, dan slat hom en dan Teddybeer gaan dood. Russian Lorette daar by Jan Foster polistasie. 'n groot lift aan die kant. Ons gaan op met 'n kant. Ons trek in ondervloer, slat ou van 'n drugsgebruik, dan Teddybeer gaan dood en werk vir hulle speel Russian roulette. Die ouens sê nie speel nie, asseblief nie. Jy kyk vir jou, jy's kinders. Dis hoekom ek moet na jou kyk, ek moet jou probeer opvat. Nee, jy moet julle kyk, want ek bang nou hulle gaan julle kry. Nee, hulle sal nie, want kyk hoe vang julle my dan? Nee, maar dis hoekom ons moet jou daar wegkry. Ons moet jou wegberg dat niemand jou kan kry nie. Kan die polisie ook gaan, ek weet nie wie se vriend en wie nie. Ja, dit is so, jy praat die waarheid. Maar ons jy kry goeie polisieman, jy kry slegte. Maar Billy gaan jou kan help. Billy sal kan help. Verstaan jy? Billy maar die Billy nie my bel nie. Okay, maar jy het gesê jy gaan Billy bel. Ek het vir Billy gesê jy gaan bel. Maar jy moet Billy nie nou bel nie. Billy oefen nou skiet. Ek weet 'n skietbaan. Billy die Triomf bly net. Ah? Billy in Triomf bly. Ek dink so.
Billy oefen Ja, niet op Billy is 'n vloot gewees. Billy kinders van bus. Jy weet 'n bus, né? Ja. Polisie woonstelle daarso van polisie op 'n koppie. Altyd as ek gaan kinders blomme opsit van bus, ek was daar. Ek gaan loop in begrafplaas, ek sit blomme op hulle grafte. Dan blommetjie ou van blomme vra my, mevrou, hoekom jy gaan eendag ophou huil? Ek sê vat my vinger, ek wys polisie woonstelle daarbo. Ek sê wanneer hulle gaan ophou om ons kinders dood te maak. Ag, sy. Gaan sit jy blomme op die grafte van die West 10 busramp? Ja, ek baie by kinders geloop, ek gaan nou sit blommetjies op, dan gaan ek na my pa toe, ouma toe, en dan na my kind se grafie toe, en die kinderafdeling. Sis toch. Dan het sy my. Danela? Het sy my. Ja. Hoorie so Louise, nee, ons sal moet plan maak om jou daar weg te kry, jy moet blyplek kry. Julle sal moet praat. Maar kyk vir al die foto's en goedjies en gee dit vir Leon. Leon gaan dit vir my stuur. Dan gaan ek met Billy praat. Dan gaan ons kyk wat se plan kan ons maak. Ja, ek het net bang hulle gaan 'n Billy seermaak want 'n Billy ken dit ook. Billy is baie laag. Hulle sal nie vir Billy kry nie. Moenie worry nie. Moenie worry. Billy is alright. Story. Alex ook, hy weet van Alex se storie. Hy weet van die Kok se storie. Hy weet van getuienis. Hy ken van jy weet wat is daai ene Kobe Kutsie. Ja? Okay, ook. Jy weet. Ja. Nee, maar moenie worry nie, Louise. Billy sal alright wees. Billy sal okay wees. Dis hoekom ek sê jy nie gaan tronk toe nie. Is 'n C-Max daar. Daai een sê reguit, hy sê ek het niks om te sê nie. Het in 'n Rodepoort gebly. Die meisietjie gehad van 14, die slat daar, spring oor bank en dan gaan weer tronk toe. Sleg. Wie Ferdi? Ja, is sleg. Ja nee, ek weet hy's sleg, maar dalk ek gaan vir my inligting gee. Ek gaan maar net probeer kyk. Dalk kan Ferdi vir my iets vertel. Ek gaan nie jou sê, gaan sê einde van die storie. Ek sal maar hoor wat ek sukkel al 6 maande om hom te sien. So ek sal maar Ek gaan nie want hy en die Kok is sy vriende. En hy sal nie iets sê van die Kok nie, want hy mos is so kraut, gemorskraut. Ja. Wynand het hom opgrens, hy is kwaad as die Kok. Ek weet nie, Wynand ek ken. Wynand ek ken hom nie, ek weet net van die storie van, hulle het hom gevangene geneem op grens, hy like nie die Kok nie. Ja. Miskien hy kan ook help julle. Maar jy het nie baie met Ferdi gepraat of iets nie, Louise? Nou, ek het hom gesien as ek jonk was in die Heelbrau. Oralste, ek sien hulle oralste. Ja. Jy het nie tyd om te vra nie. Jy hardloop in nag, hulle steek jou met messe, jy vang drugs, jy hardloop met polismanne, jy's vrou, dis nag, jy koets net messe, jy soek kinders, en dan sê ek is 'n prosie. Wat 'n prosie? Ek is slegste prosie want ek het nie eers 'n sent van prosie geld nie. Maar hoorie so, maar jy het nooit baie met Ferdi te doen gehad nie. Jy baie met hom gepraat. Seker toe hy jonk was, hy bom in 'n straat van 'n prostitusie in 'n Magaliesburg gemaak. Ja. Ek net 'n kar gaan. Ek sien baie, maar jy weet jy nie vra as jy saam met hulle is nie. Ja, jy hou jou bek of jy vry. Kyk net, ja, hou jou bek en kyk net. En die kinders ook in 'n vat 'n hotel daarso in 'n Johannesburg, ek vat 4 ek hardloop druk in kaste en die sluit deur, hulle wil met happy gas spuit. Steek hulle weg. So, Louise, jy het nooit Ferdi se vrou geken nie. Wat was haar naam gewees? Marina. So blonde kop meisietjie. Marina. So, ja, Ferdi en 'n Ralph Heinze loop saam. Ja. Meisie. Hier, ek sê Ralph Heinze sussie. Ralph ken haar baie goed. Ja. Wat is Ralph Heinze sussie gewees? Ja, en dan 'n Boetie, Bani. Ja. Hy sê my eendag ek moet hom R10,000 betaal. Hy sal ou se rug gaan breek wat in my dreig. Ek sê nee, ek het nie jou nodig om te gaan. Ek sal sommer self gaan toe. Donder is die ou groot man. Ek slat hom sommer oor 'n heks. Dan sluit ek hom toe. Dis reg, donder hulle, dis reg. Nou vandag ek kan nie meer nie want ek kan nie loop nie. As ek kan loop ek sal 'n stuk inslaan tot 'n kok. Ja, nee, ek weet.
Maar, okay, so maar, jy sê, Ferdi se girlfriend was dit Ralph se sussie gewees? Is 'n blonde kop. Sy was 'n jonk geweest daai tyd. Sy was Ja. blonde kop meisietjie. Hulle fight oor meisies. Jy weet hulle slat mekaar uit mekaar. Is net 'n bloed en tande en Maar hy het 'n kind op met daai meisietjie gehad. ja, jy oor banke geklim en rak mal. Ek foto van hulle in 'n haar in 'n kar. Ja. Ja. Jy sien ek steek weg, maar is er net maar hy het 'n kind by daai meisietjie gehad. Ek dink as sy maale het die kind groot gemaak. Ja, ander enetjie, seun van 'n meisie se dogter. Leon sal jou vertel, sy trek hare uit kop uit. Ja. Sy vat haar hare, sy trek alle hare uit die kop uit. Wie is dit? Dan is 'n seun van 'n meisie, wag bietjie, is 'n Bonnie is 'n seun of iets, meisietjie jonk. Ja. Sy trek vat 'n swart hare, sy trek hare uit die kop. Oh. Ja, nee, hulle is almal 'n nervous wreck. Dan met Bonnie skreeu my, Alette sit op bed in 'n hotel. Bonnie skreeu, ek vat 'n foon voor Alette, ek bel Bonnie. Hy sê, wie die fok, weet jy met wie die fok praat jy? Ek sê ek sal jou knapers afsny. Dan Alette van Fokus, sy spring op, sy hardloop soos 'n hoenderrand rond. Vir wat? Ja. Vir wat hardloop sy weg? Sy moet my help. Ja. Sy stuur my foto van 'n Robert Smith, ek moet hom herken. Met 'n faks. Oh. En tussentyd ek staan daar, my male en 'n Robert Smith en vrou beklei daar op 'n ek in die kop gaan kuier. Dan kinders nie altyd daar gewees, net 'n partykeer op 'n huis. Dan 'n meisietjie staan in kamer, 'n boetie van haar staan in 'n ander kamer en 'n kokkie, die kok. Sy gaan saam met boetie van Smit. Hulle gaan gee honde en goed kos. Oh, okay. Toe is ek 15 jaar en dan ons gaan terug soontoe, dan kinders nie daarso by huis nie. Dan hulle beklei, sê nee, ek is te jonk en ek weet niks van die politiek. Dan vat hy my, sit my in kar, gooi handdoek op, vat my hospitaal, dan ek net trolley onthou, dan vat my huis toe, ek bloei. Dan die kind kom uit. Ek moet uitkap met hande. Maar wie het vir die kok gehelp met daai aborsie? My stiefpa. Jou stiefpa? Ja. Net 'n kok en jou stiefpa? Stiefpa en dan 'n Smit. En ek dink is 'n Smit van die kinders en foto wat altyd Alette my gestuur. Ek was so 15. Wow. En nie geweet ek sien 'n meisietjie staan in kamer so in 'n hoekie, sien ander seentjie jonger as die kop, seker boetie in 'n kamer. Hy en die kok slaap saam. Dan as ons gaan plot toe, my ma hulle pak tassie vir my. Ek klim saam met die kok in kar in Alberton. Ons gaan Springs toe. Dan op pad die kok trek haar af. Sy pad het hom op my. Ek weet nie wat hy maak nie. Dan ek word naar en dan die chef is naar. Dan is pregnant en dan hulle beklei. Ja. En dan vat my in die kar, gaan Christel toe. Hy sit my trolley en vat in 'n hospitaal. Ek weet nie wat gaan doen nie. Ek vra wat gaan julle doen? Hy sê, nee, jy gaan net dokter sien. Dan is ek wakker word ek in Alberton. Is net 'n bed vol bloed. Ek seer. Dan ek voel iets druk. Dan kyk, goed kom uit. Ek gooi 'n sakkie. Dan ek vat ouma gaan bel en sê, vat my asseblief. We gaan hem begrawe in 'n Wespark. Hoor is so, Louise, sê gou vir my dat jou ma is lankal dood, né? Ek weet nie. En jou stiefpa, wie is jou stiefpa? Ons parkie. Wie? Ook iets van het parlement of iets. Wat is sy naam? Is 'n basie. Basie? Vark. Ja, is 'n vark. Wat was sy van? De Daan de Kok en de Jan de Kok en de Tannie Anna werk. Daar so, ek kon nog onthou, ek het klein vat my in Boksburg na Daan de Kok en de Van de Kok en Tannie Anna op plots gebly oorkant dinges IRM. Ja? Ek gaan klikke drywe. Ja. En dan ek weet nie van politiek nie. Ek weet nie, ek het nie geweet nie.
En nee, ek sit maar dom met politiek, moenie worry nie. Ek's baie dom met politiek. Nee, dit was, ek sien al baie oomies, waar ek gelê het en ouma, so vat hy, gaan mense was vir kanker. My ouma, jy weet my ouma grootjie, sy was 'n saai tierneus, 'n tierneus is sy wat skilder. Ja? En 'n Paul C. Venter, slegte man, hy altyd kaalvoete geloop op 'n asop op my oupa vloek om hy's ateïs. Ja. Hy ook dogtertjie, ek foto van haar en 'n brief van dogter. Hy ook 'n vrou verkrag. Paul C. Venter. Ja. Maar hy wil nie skryf in die koerante van hom, want hy behoort aan die of ek weet nie wat gaan aan nie. Ja. Hulle kry almal kinders dood en wat hulle. Ja. Maar jy het nooit regtig vir Gert van Rooyand ontmoet nie. Net as ek klein was, jy sien, toe ek klein was, ek het baie weggeloop van 'n huis af my pa dood as ek 10 is. Ja. Ek gaan Kreersdorp toe, dan ek sien oom. Hy bly my roep dan oom Christus en het hom doodgemaak. Vrou, Cathy Kloppers het hom doodgemaak. Dan is Cathy het gesing, ek kan net onthou, ek was 4 jaar oud, dan net poliskarre daar so in 'n Blikkiestown, Burgersdorp. Dan ek sit in 'n kar, ek sit my neusie so teen die venster, ek sien hoekom tannie maak hierdie oom dood? Sy kap hom met 'n byl dood. Dan koerant goed en ek weet nie wat als. Dan ek sien hierdie laaitjies wat saam met hom Chris was. Een was sy naam was Bokkie. Bokkie. En dan altyd by my begrafplaas, as ek gaan begrafplaas toe, hy kyk my so deur venster. Is al wat ek weet. Ja. En ek het hulle gesê, dan spot my en eendag vat my op met melkekoppies. En dan baie kinders daar op melkekoppies dans en goed. En dan ek dronk en dan ek kom los. Ek probeer ander kinders trek, gaan terug begrafplaas toe. Dan ek sien ek my rok is vol stof. Ek gaan huis toe, ouma raas, sy sê, hoekom jou rok vol stof? Ek bly stil want ek wil nie ek moet begrafplaas toe gaan na my pa toe nie. Die sê my pa's dood, maar ek gaan nie, ek wil nie weet my pa's dood, ek gaan sit blomme. Ja. Okay. So maar jy het hom net gesien toe jy klein was. Wie, daai ou, baie geseep, baie vriende gehad, die steelkarre, dan ouma altyd gesê, los hierdie vriende van jou, toe mag kom Chris dood, nou, en dan ek nie weer sien, want hulle vat my weg, ek mag nie meer my familie sien nie, dan sê, maar as daai oom, en daai ene van 'n ander vrou was sy suster, wat Elmarie, ek herken haar van 'n dinges, hulle het 5 meisies gewerk ook daar so, altyd saam met 'n weermag ouens gesit. Ja, daar by die plek waar ek was, was baie mense, is 'n AWB kom daar, dan ek dink is kakkieklere, dan is 'n vlakplaas, dan is moord en roof, is dit polisie, is 'n SANAP, is kolonel, is klomp mense wat kom. Is dit hy nurse Elmarie wat jy van praat? Ja, ek seker is sy, want Leon wys my foto. Ek vra Leon, ek sê hierdie en ek ken hom. Ja, sy jonk was sy so gesê, sy was nurse. Maar net in aand, net partykeer gewerk, altyd gesê sy was by hospitaal. Ja. Ja, is al wat, ek dink as ek regte foto's sien van 'n jonk mense, ek sal weet, kan net op foto's so druk sê, daar sê. Okay. Maar sy kom ook daarvan, maar jy het groot geword daar by Kreersdorp se kant, né? My ouma het daar gebly, ouma Hofman, en dan oom Chris daar vermoor, my oupa daar vermoor, Cathy daar begrawe, sy was in wat is daai Maleis, Sterkfontein, sy 5 keer ontsnap, en dan uiteindelik sy sluk lemmetjies, en daai klomp, jy weet die Burgersdorp, Ralph, hy sê ook daar groot geword, hy sê, Rolfswerd. Burgersdorp? Ja, my ouma, my eerste ouma, maar dan, ek mag nie meer al sien nie, dan my pa word ook snaaks dood, net eendag, my ma sê, hy net gestaan by Paul,
sy sê pyn, dan dokter skiet hom dood, na my pa dood is hulle sê dokter het my pa doodgemaak. Ek weet nie, is net 'n moord en moord. Moord en moord en moord. En Maar dan wie my is ander Kathy niggie, gewees? Wie was Kathy? Kathy, sy was in koerant lang terug, Ja? in Kreersdorp was groot geskryf, Kathy Mombig slaat, Mombig is 'n Larry Puzzle, wat 'n miljoen mense spot. Kathy Kloppers. Kathy Kloppers. Ja. Ja? Sy het oom Chris doodgeslaan in Kreersdorp Ja? met 'n byl, dan draai sy hom toe. Sy Maar het ook twee dogters. hoekom sal sy hom Chris doodgeslaan het? Ek weet nie, ek was klein, ek was 4 jaar oud, toe kyk ek al deur die eerste venster van 'n moord. Ek hoor net ouma Hofman sê, dit is sy vriende, daai bokkie. Sy sê ouma Hoffie sê, bokkie, sommer julle vriende is met 'n bokkie, dan ek moes verstaan nie, dan net in naderhand ek sien net is 'n klomp ouens, hulle ry al agter my aan. My hele lewe, hulle ry net agter my aan, hou my dop. Ja, ek weet nie meer wat het ek verkeerd gedoen? Maar waar was jy 'n model gewees, Louise? Jy was mos 'n model gewees. Ek het skole gehad. Ek was baie in koerante in Vaderland, Nardo my afgeneem op mynhope. Ek baie bekend, dan hulle noem my Angel in koerante. Wie was die fotograaf gewees? Nardo Barnard. Ja, ek klim op mynhope. Hulle sê amper byna soos by die see in Vaderland. Naderhand ek moeg. Ek sê, ek is moeg. Ouma sê, kyk jy's weer in koerant. Ek sê nee, ek wil nie. Ek baie in koerante gewees met modelskole en goed. Was jy jou eie modelskool gehad of was jy in 'n modelskool? My eie modelskool, ek werk vir kinderwelfare, ek gee geld vir kinders, ek doen modeparades, ek werk etkes modeparades, tot in Springs, ek doen modeparades saam met wat is 'n sanger, nee, nie Patricia Loos nie, is 'n Swart, Andrei Swart, het gesing, dan ons wen daai hele kompetisie, ons wen, dan my modelle gaan doen, Swart van Huisgenoot. Andrei Swart, wat sing? Ja. Maar wat was jy? Ja? Hy vat my modelle, hy sit in advertensie en Huisgenoot vir onderbroeke wat hy gemaak het. Dan hulle kom vertel my, hy is skeef. Ja, ek dink ook hy is skeef. Ja, hulle sê vir my modelle, Matiem, want hulle was nie, hulle was boerseuns, vroumense, nie skeef nie. Dan sê, nee, teach ons dan nie, dan gaan nie, die Toby, Konje en die goed, handstrijd om in die klomp alles, ek weet nie. Maar het jy jou modelskool gehad daar in Kreersdorp gehad, Louise? Nee, eers ek gehad in Northcliffe, dan ek gaan Orange Grove, dan ek gaan Kempton Park, dan dan ek gee op.